liefde vir ons. Dankie vir u goedheid. Dankie vir u kosbare woord. Vader, ons maak ons harte oop vanmôre. Geef vir ons verligte oë vir ons verstand, dat ons sal insig hê, dat ons sal weet wat die hoop is van ons roeping. Dat ons sal weet wat die erfporsie is wat ons behoort. Dat ons openbaring sal hê van die krag, die grootheid van die krag wat aan ons kan toe kom en wat glo. Ons ontvang dit. Ons dankie in Jesus naam. Amen. Halleluja. Prys die Here. Goed, ons gaan lekker om saam julle te wees. Ons gaan 'n bietjie in die woord tyd spandeer en ek wil hê ons moet oopmaak by Markus hoofstuk 4. Markus hoofstuk 4 en die titel van my boodskap is die gesag van die woord. Die gesag van die woord. Markus hoofstuk 4 van vers 1 right through. En hy het nog eenmaal by die see begin leer. En 'n groot menigte het by hom saamgekom sodat hy in die skei geklim en op die see gaan sit het. En die hele skare was op die land by die see. En hy het hulle baie dinge geleer, deur gelykenisse en vir hulle in sy lering gesê. Luister. So hy het hulle baie geleer. Amen. Waaroor het hulle geleer? Oor die koninkryk. En hoekom wou hulle weet hoekom wou hulle sy lering weet? Want hulle het gesien wat hy doen. En hulle het belang gestel om te hoor wat hy sê, want hulle het gesien wat hy doen. So dit wat hy vir ons gaan sê, is die sleutel tot wat hy doen. En dit wat hy vir ons gaan sê, is die sleutel dat jy kan doen wat hy doen. As jy nie hierdie goeters hoor nie, dan hoor jy niks. Dan hoor jy nie wat jy moet hoor nie. Amen. Nou goed, hy sê luister, wat sê ons? Yes Lord, 'n saaiër het uitgegaan om te saai. Terwyl hy saai, het 'n deel langs die pad geval en die voëls van die hemel het gekom en dit opgeëet. En 'n ander deel het op 'n rotsagtige plek geval waar dit nie baie grond gehad het. Dadelik het dit opgekom omdat dit geen diepte van grond gehad het nie. En toe die son opgaan, is dit verskroei omdat dit geen wortel gehad het nie, dit verdroog. En 'n ander deel het in die dorings geval en die dorings het opgekom en dit verstik, dit het geen vrug opgelewer nie. En 'n ander deel het in die goeie grond geval en dit het vrug opgelewer, want dit het opgekom en gegroei en het gedra, 130, 160 en 100voudig. En hy sê vir hulle, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Hy praat van geestelike ore, né? En toe hy alleen was, het hy saam met die 12 rondom hom was, het die 12 wat saam met hom was, hom na die gelykenis gevra. So dis altyd vir hulle vertel het vir die skare. Hulle het agterna, het hulle hom gevra, wat beteken hierdie gelykenis? En hy sê vir hulle, aan julle is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken, of hulle wat buite is, kom alles deur gelykenisse. Aan julle is dit gegee om die geheimenis van die koninkryk van God te ken. Van julle is dit gegee. Engels sê, to you has been entrusted the secret truth concerning the kingdom of God. So enig as jy voor die Here staan in die hemel, dan gaan hy vir jou vra wat jy daarmee gedoen het. Amen. Jy gaan vir die Here sê, Here, hoekom het jy my nie hier gehelp nie? Hoekom het jy nie dit gedoen nie? Hoekom het jy nie dat gedoen nie? Hoekom het jy dit laat gebeur? Hoekom het jy dat laat gebeur? Hoekom het ek hierdie ding oorgekom? Hoekom het ek daardie ding oorgekom, Here? Dan gaan hy vir jou sê, to you has been entrusted the secret truth concerning the kingdom of God. Hoeveel mense op aarde kan dit sê? Dat jy die geheime waarheid gehoor het van die koninkryk van God. Dit is 'n geweldige voorreg. Bitter min mense in die wêreld hoor dit. En van die wat dit hoor, is daar te min wat dit vat. Amen. En dit doen. Want as jy dit nie vat nie, en jy doen dit nie, help dit nie as jy dit gehoor nie. Dan mislei jy jouself. Jy mislei jouself, sê Jakobus, né? As jy die woord hoor en nie doen nie. Sodat hulle kan kyk en nie sien nie en hoor en nie verstaan nie. Daai vers 12, as jy by die Weymouth vertaling lees, as hy so vet gedruk, is 'n aanhaling uit Jesaja. Hy skop en hy haal 'n versie van uit die Ou Testament aan. Wat praat van dit, daai hele vers 12. Sodat hulle kan kyk en nie sien nie, en hoor en nie verstaan nie, dat hulle nie miskien bekeer en die sondes vergewe word nie. En hy sê vir hulle, begryp julle nie hierdie gelykenis nie? En hoe sê julle al die gelykenisse verstaan? Begryp julle nie hierdie gelykenis nie? Nou vers 13, die Engels sê as volg, do you all miss the meaning of this parable? How then will you understand the rest of my parables? Jy moet nie vir Jesus bekommerd word, Jesus sal nie bekommerd word nie, hoor, maar dis wat Jesus sê. Do you all miss the meaning of this parable? How then will you understand the rest of my parables? 'n Gelykenis is daar om verstaan te word. Die Here Jesus het nie dit vertel sodat hy cool kan lyk nie. Hy het dit vertel sodat jy dit kan verstaan. En hoekom moet jy dit verstaan? Dat dit kan werk in jou lewe. Dat dit kan vrug dra. Dan gee hy die sleutel. Die saaiër saai die woord. Mense, dit gaan oor die woord. Dit gaan oor die woord. Die woord is jou wapen. Die woord is jou swaard en die woord is gemaak vir jou hart. Dis waar hierdie gelykenis gaan. Jy besef die waarde in die woord. Die gewig wat jy vir die woord gee, is die gewig wat die woord vir jou gaan gee. Amen. En dis hulle wat langs die pad is waar die woord gesaai word. Maar sodra dit gehoor het, kom die Satan dadelik en neem die woord weg wat in hulle harte gesaai is. Een van die ander evangelies
wat hierdie selfde gelykenis vertel, sê hulle neem aanstoot. Aanstoot. So as jy nou wil 'n disipel wees van Jesus, dan beteken dit jy dissiplineer jouself na hierdie woorde. So die eerste besluit wat jy moet neem om 'n disipel te wees is, ek is iemand wat moeilik aanstoot neem. Iemand wat maklik aanstoot neem, is nie 'n disipel van Jesus nie. Hy dink dalk hy is, maar hy is nie. 'n Disipel beteken nie dat jy net wedergebore is nie. 'n Disipel beteken jy leef soos die meester. Jy dissiplineer jouself om soos hy te wees. Nou dit is, as ek iets wil leer, dan word ek 'n vakman eers. Jy gaan nie 'n handboek bestudeer en dan jou eerste keisersnit doen nie. Hoe leer jy 'n keisersnit doen? Jy staan en kyk eers. As jy verveeld gekyk is, dan sê hulle, okay, nou kan jy aan die ander kant kom staan en hou net hierdie ding vas vir my. En as jy verveeld vasgehou, dan sê hulle vir jou, okay, laat jy gaan. Doen hom en ek check jou. Dis 'n vakleerling, né? Dis wat ons van Jesus moet wees. Ons moet vakleerlinge wees. En hy sê die eerste ding om vrug te kry die woord uit, is jy moet iemand wees wat moeilik aanstoot neem. Daar's ek dink dit is in Nigeria, dit is een van die grootste kerke in die wêreld. Een man, wedergebore man, het 'n kerk begin in Nigeria. Hulle het honderde duisende lidmate. Dis amazing wat hy daar reg gekry het. Iemand het hom gevra, maar jy het nie baie teestand gekry in die proses om so 'n groot kerk op die been te bring nie. En hy ruk en dink en sê, dit mag wees, maar dit didn't pay any attention. Ek het dit nie my aandag gegee nie. Ek neem nie maklik aanstoot nie. As jy maklik aanstoot neem, enigiets wat iemand sê of doen, hulle kyk net verkeerd vir jou, en jy neem aanstoot, dan is jy maklike prooi vir die duiwel. Wie wil graag 'n maklike prooi vir die duiwel wees? Dan moet jy nie maklik aanstoot neem nie. Dit is die eerste meganisme wat Satan sal gebruik. Hy sal jou uit die plan vir jou lewe kry. Hy sal op die geleentheid wat die Here vir jou bedoel het om jou te seën, steel van jou. Net omdat jy maklik aanstoot. Dink aan daai vrou wat die heidense vrou wat die dogter gehad het, wat deur die duiwel besete was. En sy kom na Jesus toe en Jesus sê, "Vaarwel, ek kan nie die brood van die kinders vir die honde gee nie." Imagine iemand doen dit vandag. Hulle sal op sosiale media dadelik iets skryf oor hierdie predikant. Hy het my 'n hond genoem, maar sy het nie aanstoot geneem. Sy het net aangehou, sy het geweier om aanstoot te neem. Dis 'n beginsel. Satan sal jou laat aanstoot neem. Net so as hulle wie op rotsagtige plekke gesaai word, dat hulle die woord hoor, dit dadelik met blydskap aanneem, maar geen wortel in hulle self het nie, dit is net vir 'n tyd. Later as daar verdrukking of vervolging kom ter wille van die woord, struikel hulle dadelik. Jou eerste ding is, het jy 'n harde hart of het jy 'n sagte hart? 'n Harde grond of sagte grond? Hoe kan ek die grond sag? Ek ploeg. Die grond kan hoe hard wees as ek my ploeg ingedruk het en ek sit daai horsepower van daai John Deere daardeur, dan is die grond sag as ons klaar is. Ek maak die grond sag. Maar hoekom? Dan kan die worteltjies lekker diep ingaan, né? Nou as jy 'n harde hart het, dan is jy soos hierdie groep wat jy hoor die woord, maar hy kan nie ingang nie. Hy sit nie wortels neer nie, want jou hart is te hard. Hoe herken 'n mens 'n harde hart? 'n Voorbeeld daarvan word gegee in Markus 16, dieselfde boek Markus 16. Ons kyk daarna, en wat sê Jesus is 'n harde hart? Vers 14, Markus 16:14, is Jesus 'n definisie van 'n harde hart. Later het hy aan die 11 self verskyn toe hulle aan tafel was. Hulle ongeloof en hardheid van hart verwyd, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het. So, een voorbeeld hoe jy 'n harde hart kan herken, hy glo moeilik. Glo moeilik. Hy sê, sien is glo. Sien is glo. Harde hart, as iemand 'n storie vertel, en dit klink te goed om waar te wees, maar hy bring eer in die Here, glo hom. Maar 'n interessante ding van 'n harde hart, hy glo maklik iets negatief van iemand. Het jy gehoor? Baie stories begin so. Het jy gehoor? Ou Piet, of ou Koos, of iemand. Nou, dit is 'n harde hart. 'n harde hart sal onmiddellik, as jy sê, het jy gehoor, daai ou so eerlik soos hy lyk nie. Ek het altyd so gedink. Nou, as jy maklik dit glo, wat is jy veronderstel om te doen? As iemand 'n storie van 'n broer bring. Jy sê dan dis nie ek glo dit nie. Dis wat 1 Korintiërs 13 sê, mense. En ek sê vir jou, geestelike wette, dit wat ons nou bespreek, kan jou lewe red. Hierdie is nie 'n gedagte of 'n oulike kaartjie of so iets nie. Dis lewe wat ons hiermee doen. As Paulus sê vir ons, ek gee vir julle 'n meer uitnemende weg. Liefde. Okay? Wat bedoel hy daarmee?
Hy bedoel nie 'n beter weg om volmaak te wees nie. Dis wat ons het gesien het. As ek 'n godsdienstige bril opsit, dan dink ek Paulus bedoel nog 'n beter weg om meer volmaak te wees. Dis dit nie waar nie, maar dis nie wat hy bedoel nie, want ons is klaar volmaak. So wat bedoel hy, 'n beter weg? 'n beter weg na redding, 'n beter weg na redding. Jy sien, die geestelike wette gaan oor redding. Dit gaan om jou vry te kry en vry te hou op hierdie aarde. Hoe meer liefde jy het, hoe moeiliker taak het raak jy vir die duiwel. Die duiwel het geen antwoord op liefde nie. As ek in 'n situasie het ek weet wat om te doen nie, kies altyd liefde. As jy liefde gekies het, het jy die regte geestelike besluit geneem, jy die regte geestelike wet in aksie gesit en die duiwel het nie 'n vaste plek gekry nie. Nou wat is liefde? Liefde reken die kwaad nie toe nie. Liefde sien dit nie eens raak nie. Liefde kom nie eens agter as iemand 'n opmerking maak. As jy in liefde is, en die opmerking kan twee kante toe geïnterpreteer word. Wat 'n interpretasie gaan liefde aan die opmerking gee? Ag, baie dankie vir die kompliment. Die ander interpretasie, wat bedoel jy? Jy verstaan? Dieselfde opmerking kom by jou toe. As jy in liefde is dit vir jou kompliment. As jy touchy is dit 'n belediging. Jy is uit liefde. Jy het die verkeerde geestelike wet wat jy aktiveer. En hulle beweer die dorings gesaai word, hulle wat die woord hoor en die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede verband met ander dinge kom in en verstik die woord en dit word onvrugbaar. Nou daar's nou die ding. Die doel van die woord is om vrug te dra. Die doel van hierdie gelykenis is om jou te leer hoe om die woord te gebruik om iets te bereik, om vrug te dra. Amen. Hy wil hê dat die beloftes, die goeie dinge wat die Vader beloof het, moet actually gebeur in jou lewe. En hy verduidelik jou hoe dit kan gebeur en hoekom dit dalk nie gebeur en wat jy kan verander om dit te laat gebeur. Amen. Kyk 'n bietjie na Matteus 12 vers 33. Matteus 12 vers 33. Hou my 'n plek, ons gaan terug na Markus 4 toe, maar ek wil hier net insit in die middel. Jy moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of jy moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg, want aan die vrugte word die boom geken. Ander geslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl hulle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge tevoorskyn. Maar ek sê vir julle dat van elke ydelle woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Want uit jou woorde sal jy geregverdig word en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Ons ken ook Spreuke 18. Ons ken Spreuke 18 vers 20 en 21, né? Nou kom ek lees van Spreuke 18 vers 20 in die Amplified. A man's moral self shall be filled with the fruit of his mouth, and of the consequence of his words he must be satisfied, whether good or evil. With the consequence, die gevolge van jou woorde, moet jy maar gelukkig mee wees, of dit nou goed is of sleg is. Want jou innerlike wese word versadig met die woorde van jou mond. Jou innerlike wese, jou gees, mens, die ware jy, word versadig met die woorde van jou mond. Elke keer wat jy iets oor en oor sê, trek dit in. Jy marineer jou gees, jy pikkel hom met sekere woorde en sekere gedagtes. En dit bepaal daardeur wat in jou gees is, wat daar groei. Dan sê hy vers 21, lewe en dood is in die mag van die tong. Hierdie is belangrik. Iemand kan op 'n hospitaalbed lê en lewe en dood word bepaal deur woorde. Dis 'n geestelike beginsel. Dis 'n geestelike beginsels. Okay, kom ons gaan terug nou na Markus 4. Ons lees weer daai deeltjie vers 18 en 19. En hulle wat in die dorings gesaai word, dit is hulle wat die woord hoor en die sorge van hierdie wêreld, die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met ander dinge, kom in en verstik die woord. Engels klink as volg. Others there are who receive the word, but worldly cares and the deceitfulness of wealth and absorption in other attractions. Luister maar na daai woorde. Absorption in other attractions. Jy word geabsorbeer in ander dinge. Hoe kry jy die woord in jou? Jy moet die woord absorbeer. En vir jou om die woord te absorbeer, moet die woord jou absorbeer. Jy moet jouself laat absorbeer deur die woord. Amen. Hoe gaan ek dit regkry? Ek moet die woord eerste sit. Ek kan nie die woord tweede sit of derde sit of vierde sit. Ek moet hom eerste sit. Jy mag dalk 'n baie interessante stokperdjie hê, maar as daai stokperdjie eerste is en die woord tweede, dan word jy geabsorbeer in die verkeerde dinge. Alles moet tweede kom.
Die woord moet eers kom. Die Here is nie teen 'n stokperdjie of teen 'n ander ding nie. Dis okay, maar gee dit sy regte plek. Gee die woord eerste plek en gee alle ander dinge tweede plek. Dan absorbeer jy in die woord in en die woord absorbeer in jou in. En dit gaan 'n lewe en dood verskil maak vir jou. Amen. Jou begeerte word gevolg deur jou aandag. Dis een van die Dawie Wimbledon, ek weet nie wat al begin het nie, ek is 'n bietjie uit sirkulasie het, maar as Wimbledon nou sou begin, ek onthou toe ons kinders was, en dis in die dae van Bjorn Borg, né, het ek Wimbledon gekry. En wat gebeur as jy nou die Wimbledon kyk? Jy word geabsorbeer daarin, en wat gebeur? Dis nie lank nie, jy soek 'n tennisraket, en jy soek spitskoene, en jy wil gaan tennis speel, want jou begeerte volg jou aandag. Dan kom in die $1 miljoen golf, dan kyk ons almal golf, en na so 'n paar dae se golf, wat gebeur? Jy is lus om golf te speel, hoekom? Jy soek jou stokke, ek het geen aandag vir golf nie, maar ek wil ook begin golf speel as ek genoeg golf kyk, want my begeerte volg my aandag. Absorption in other attractions. Absorption in other attractions. Come in and stifle the word. Dis die woorde van Jesus. And it becomes unfruitful. The absorption in other attractions come in and stifle the word and it becomes unfruitful. So jy moet die woord eers sit. 'n Stokperdjie is fyn, het 'n plek, maar die woord moet eerste wees. En 'n goeie manier om die woord eers te sit is begin met die woord. Begin jou dag met die woord. Begin met die woord. Doen hom eers. Want wat is die doel? En dit word onvrugbaar. So die doel is om vrug voort te bring, resultate. Jesus is agter resultate aan. Vers 20, en dis hulle by wie in die goeie grond gesaai is. Dit beteken 'n hart wat die woord eerste sit, 'n hart wat maklik glo, wat homself oop maak en oop hou vir die woord. Hulle wat die woord hoor en aanneem en vrugte dra, 130, 160 en 100voudig. Hulle ontvang. Die woord aanneem in vers 20 is ontvang. Watter vers wil dit jou aan dink? Romeine 5:17. Die wat kan ontvang sal heers. The Amplified, they will reign as kings in this life. Maar net as jy kan ontvang. So jy moet die woord ontvang. Die ontvangs van die woord is krities om 'n disipel te wees. Jy kan wedergebore wees en hemel toe gaan op 'n piesangskil, maar jy gaan nie in oorwinning leef op daai manier nie. Om in oorwinning te leef moet jy disipel word. Dit beteken jy moet jou denke, jou woorde, jou lewe dissiplineer in hierdie koninkryksbeginsels. En ek sê vir jou, dis die wonderlikste, lekkerste ding wat jy kan doen. Want hierdie is krag, mense. Wat is lekkerder as om 'n deel te hê aan God se krag en dit te kan gebruik om dinge te verander. Enigiets in jou lewe kan verander. Ek het gesien in my besigheidslewe of my werkslewe dat hoe meer aandag ek aan die Here gee, hoe meer gaan ek vooruit. En baie keer was die strategie van die duiwel gewees om my te besig te probeer maak. Jy weet, jy raak so besig dat jy niks tyd vir niks nie. En dit is 'n trap. Jy's terug in vers 18. En wat ek dan doen, ek het begin, sommer 'n dag afvat. Vat 'n dag af. In die middel van die week, en spandeer tyd met die Here. En wat gebeur met my besigheid? Dit groei. Nie agteruit nie, groei. Maar ek spandeer daai dag met die Here en ek spreek die woord en ek bou die woord in en ek doen die woord, né? Vers 21, en hy het hulle gesê, die lamp kom tog nie om onder die maatemmer of onder die bed gesit te word. Dis dit nie om op die staander gesit te word. En wat is die lamp? Ek kan vir my sê wat is die lamp? Psalm 119 vers 105 sê, die woord is 'n lamp vir my voet. Hy praat nog die hele tyd van die woord. Hy het nie Jesus se gedagtes het nie gedrift nou nie, maar joune het dalk gedrift, maar nie syne nie. Hy's nog on target. Die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. En hy sê daai lamp, die woord, is nie daar onder die bed gesit te word nie. Die woord moet nie, hy kan ook gesê het op die bedkassie te bly lê nie. Dis sou ook 'n manier gewees het. Die staander is jy. Dis jou gees. Jou gees is gemaak vir die woord. Nou vers 22, want daar is niks verborge wat nie openbaar sal word nie. Daar is niks weggesteek of dit moet in die lig kom. Die lig van wat? Amen. Jy sien, daar is nie iets. Die woord maak lig. Ek kan lig maak vir myself en ek kan lig maak vir die mense rondom my met die woord. Nommer 1 kan ek vir myself lig maak. Jy's in 'n situasie of in 'n besigheid of wat ook al en jy het nie klou wat jy moet doen nie. Wat is jou probleem? Jy het nie lig. Sê saam met my. Wanneer ek nie weet wat om te doen nie, is dit omdat ek nie lig het nie. Dis 'n openbaring, né? So wat het jy nodig? Jy het lig nodig. Waar kom lig vandaan? Van die woord. Maak lig. Maak lig. Intersessie vir iemand anders is om lig te maak vir hulle. Jy kan nie iemand anders se wil oorneem. Partykeer wens jy kan. Dis ek gaan die ou sommer druk in die regte rigting, maar jy kan nie. En die Here doen dit ook. Die Here het geweldige eer aan hom
Hy het so eer aan hom. Hy raak, as jy 'n probleem het en jy hou vas in jou probleem, eer die Here dit. Hy eer jou. Hy gaan nie raak aan jou probleem nie, jy hou hom vas. Hy het eer vir jou. Wat sê Petrus daaroor? Hy sê, gooi hom weg van jou af, so vinnig en hard as wat jy moontlik kan. Hy sê, vertrou op die Here. Sit dit in sy hande. Wie se hande is die probleem? Die dink jy is die beste plek vir die probleem? Jou hande of die Here se hande? Maar as jy nog so 'n bietjie aan die probleem vashou, eer die Here. Hy wag. Hy gaan net ruk uit jou hand uit. Here, hoekom ruk jy nie maar die probleem uit my hand uit nie, maar dis nie hoe hy is. Hy is nie so nie. Jy moet dit bring. Jy moet dit gee. Geen geheim. Daar's geen geheim in jou besigheid wat jy nie lig voor kan maak met die woord. In Job staan daar, ek het 'n ding verklaar en lig het op my pad geskyn. Wat verklaar ek? Die woord. Ek kan vir die mense om my lig maak as ek intersessie doen. Dis wat Paulus gedoen het in Efesiërs 1. Hy sê, Efesiërs, vandat ek vir julle gehoor het, hoor ek julle is chap en ek bid nou vir julle, dat julle verligte oë mag hê van julle verstand, dat julle mag weet wat is die hoop van julle roeping. So hy bid vir hulle, hy maak lig. Paulus gebruik sy geestelike autoriteit en die woord om lig te maak vir die Efesiërs. Dan hang dit van elke Efesiër af of hy gaan loop in daai lig. Maar ek kan vir die mense rondom my lig maak. Jy kan kla oor die mense rondom jou, of jy kan lig maak vir hulle. Jy kan kla oor jou kind, of jy kan lig maak vir jou kind. Ons moet lig maak. Ons maak lig. Ons kan nie hulle besluit namens hulle nie, maar ons kan lig maak. Wat sê die woord in Matteus 6 daaroor? Hy sê, wanneer jou oog reg kyk, sal jou hele liggaam vol lig wees. Halleluja. Jou hele liggaam vol lig wees as jy oog reg kyk. Waartoe moet jy oog kyk? Na die woord. Maar nie net, jy moet laat die Heilige Gees jou lei. Watter woord? Jy het die Heilige Gees nodig. Hierdie is 'n geesboek. Dis nie 'n akademiese boek nie. Dis nie 'n handboek nie. 'n godsdienstige riglyn nie. Dis 'n geesboek vir jou gees geskryf. Vra die Heilige Gees mee te wys. En nou kom ons by vers 23. As iemand oor het om te hoor, laat hom hoor. En hy het vir hulle gesê, pas op wat julle hoor. Met die maat waarmee julle meet sal vir julle gemeet word. En daar sal bygevoeg word vir julle wat hoor. Want wie het, vir hom sal gegee word. En wie nie het nie, vir hom sal weggeneem word ook wat hy het. Nou, kom ons lees dit in die Amplified vertaling. Dis my mooi in die Amplified. Markus 4 vers 24 en 25. And he said to them, be careful what you are hearing. The measure of thought and study you give to the truth you hear will be the measure of virtue and knowledge. Virtue is power that comes back to you, and more besides will be given to you here. Wisdom vertaling sê hom so, luister net mooi. Keep ever a watchful eye on what you are hearing. In the measure by which you are measuring, it will be measured to you. And it will be measured to you not only according to that measure, but there will be some added on top of that. It will be measured to you not only according to that measure, but there will be some added on top of it. This will be amplified. And he said to them, be careful what you are hearing. Watchful, careful. The measure of thought and study you give to the truth you hear will be the measure of power and knowledge that comes back to you. And more besides will be given to you here. More will be given. Selfs bo jou measure. Vers 25. For to him who has will more be given. And for him who has nothing, even what he has will be taken away by force. Wat sê dit vir ons? Die duiwel. So as jy nie die woord het nie, dat jy geen verdediging teen die duiwel nie, en wat jy het gaan hy vat. En wat gaan jy doen? Jy gaan die Here beskuldig. En die Here vra ek my toegelaat het. Die Here gaan jou nie eens antwoord nie, want jy is uit eie wil clueless gewees. Hier sit jy en jy hoor die woord met doen niks. Jy moet 'n doener wees van die woord. 'n Doener van die woord. Die woord moet in jou mond wees, in jou hart wees. Hebreërs 4 vers 12 sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Dit dring deur tot die skeiding van siel en gees, gewrigte en murg, en dit beoordeel die oorlegginge en gedagtes van die hart. En niks is onsigbaar vir hom. Daai woord kyk oral. Jesus is die woord. Dis 'n kragtige woord, mense. Hierdie woord is in staat, die krag van God is in die woord van God, wat in jou mond is en in jou hart is. As jy die krag van God wil leer gebruik, jy moet leer om dit te gebruik. Die woord is skillful, wat is Afrikaans? Vaardig. Jy moet vaardigheid aanleer. As jy enigiets, as ek enige sport doen, dan moet ek dit oefen, dat ek kan vaardig wees. As ek 'n beroep doen, hoe vaardiger ek is in my beroep, hoe meer gesog gaan ek wees. Ek moet vaardiger word. Mense onthou jou kwaliteit lank na hulle jou prys vergeet het. Amen. Die kwaliteit word onthou lank na die prys vergeet is. Amen. Jy moet vaardig wees aan wat jy doen. En jy moet jouself oefen om meer vaardig, dissiplineer, dat dieselfde met die woord. Ek kan oefen, vaardig word,
om die krag van God te ontvang. Ek word 'n landingsplek. Ek maak myself 'n landingsplek. 'n Vliegtuig, toe ons nou gevlieg het van Nederland af, is ek bly, die vliegtuig het nie enige plek geland nie. Maar hy het op die aanloopbaan gaan land. Ons is almal baie dankbaar daarvoor. Hy kon bijvoorbeeld besluit het, hy gaan sommer aan die Johannesburg se middestad land. Wat 'n gemors het dit gewees. Die vliegtuig gaan net aan land heen, maar dit is nie voorberei vir hom om daar te land. En as jou gees vol bitterheid is, dan is dit nie 'n plek. Die Here is nie bitter nie. Die krag van God hardloop nie saam met bitterheid. Jy maak jouself 'n landingsplek vir sy krag, of jy diskwalifiseer jouself as 'n landingsplek vir sy krag. Deur bitterheid hê. Nou, Jesaja 55, vanaf vers 6. Soek die Here terwyl hy nog te vind is, roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes. Wat jou lewe aanbetref op die aarde en wat redding aanbetref, is daar die moontlikheid dat jy te ver kan gaan met 'n ding en dan nie meer redding beskikbaar is vir jou. Dit kan gebeur. Iemand lê dalk in 'n koma en hulle kan nie meer die woord bely nie, kan nie meer die woord spreek nie. As geestelike wette in plek gesit en die beste ding wat ons nou kan doen is bid dat hulle vinnig huis toe gaan. Jy weet my. Maar roep die Here aan terwyl hy naby is, terwyl dinge nog kan verander word. Dit is nie 'n refleksie op jou wedergeboorte nie, maar 'n refleksie op jou redding gaan ervaar. Dus doen dit nou. Verander nou jou hart, verander nou jou gewoontes, verander nou jou lewe, verander nou jou gedagte. Onderwerp jou. As jy jou lewe lank in rebellie was en jy onderwerp jou, as jy sien die wolf kom nader, is dit te laat. Amen. Jou lewenslange rebellie het jou lewenslang uit God se wil uitgehou. Die beste tyd om te verander is nou. Onderwerp jou aan God, onderwerp jou aan sy woord, onderwerp jou aan die gesag wat hy gestel het in jou lewe. Asof jy jou aan Jesus onderwerp. Ons praat oor Vaderdag. Dit is 'n vorm van gesag. 'n Vader en 'n moeder. Eer jou vader en jou moeder. Party van ons het moeiliker vaders en moeiliker moeders om te eer. Dit is waar. Maar dit gaan nie oor hoe moeilik of hoe maklik hulle is nie. Dit gaan oor die posisie. Die posisie is deur God daar gestel. En dis 'n geestelike beginsel. Dat al het jy die moeilikste vader of die moeilikste moeder eer hulle. Dis 'n geestelike beginsel. Jy eer die posisie ter wille van die Here. Die hele idee van 'n huwelik kom van God. As ons God uit die prentjie haal, as ons kyk na samelewings waar God nie geëer word nie, dan is dit ook nie huwelik. Dis 'n free for all en hulle raak sommer baie vinnig verstreng in dwaasheid, né? So as ek nie my huwelik eer nie, wie eer ek nie? Ek eer nie God. Ek verset myself, ek is in rebellie. As ek nie my liggaam eer nie, wat is die eerste ding wat ek gekry het toe ek gebore is? Ek het uitgekom met 'n lyf. Ek het niks anders gehad. Ek het nie saam met my hand 'n eiendomsreg gehad of enigiets anders, 'n stukkie goud wat ek vasgehou het. Ek het net my lyf gehad. So as ek dit nie eer nie, as Here my 'n man maak en ek sê ek is 'n vrou, dan eer ek dit nie. Ek is in rebellie. Jy weet my. Jesaja 55, laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes. Hoekom is gedagtes so belangrik? Ons het dit gesien in Romeine 8. Ons ken al Romeine 8 baie goed, vers 1 en 2 sê, daar is dan nog geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, vir die wat na die gees wandel, want die wet van die gees, van die lewe in Christus Jesus, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. So ons praat van geestelike wette, hier's geestelike wette betrokke. Jy kan nie 'n wet, as jy 'n natuurwet oorskry, gaan jy die gevolge daarvan blik. En ons kom bys, my vrou 'n swart bord opsit, daar staan, you are free to choose, but you are not free from the consequences of your choice. Dit staan op 'n strategiese plek, die kombuis. You are free to choose, but you're not free from the consequences of your choice. Dit is 'n goeie ding vir 'n kombuis, maar is goed vir enige plek in jou lewe. Die Here beskerm jou wil om te besluit, maar wat jy ook al besluit gaan 'n konsekwensie. Jy sit 'n geeswet, positief of negatief, vir jou of teen jou in werking. As ek besluit, ek gaan die Here eer in my woorde wat ek spreek, ek gaan sy woord eers sit, ek gaan sy woord in my mond inkry, in my hart inkry, en ek gaan sy woord mediteer, dan sit dit 'n geeswet in werking in my lewe, wat niks en niemand kan stop. Die duiwel kan dit nie stop nie al wil hy. Maar as ek dit nalat, en ek begin om negatiewe woorde te praat, en ek verwaarloos die woord, dan sê hy in vers 5 en 6 van Romeine 8, sê hy, die wat geestelik is, bedink geestelike dinge, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, wat die gees bedink is die lewe. Is 'n wet. Ek wil graag die wet van die lewe, die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus. Dit wil ek in die gang sit in my lewe. Ek het genoeg dood gehad te sê ek is nie vir dit nie. Ek soek lewe. Ek spreek lewe. Dan moet lewe kom in my liggaam, lewe in my finansies, lewe in my verhoudings, lewe in elke
facet. So ek begin die woord dink en ek begin die woord spreek. Die kwaad in sy gedagtes laat hy hom tot Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees en dit onsse God wat hy vergeef menigvuldiglik. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, julle wee nie, my wee nie, spreek die Here. Maar soos die hemel hoor is die aarde, soos my wee hoor is julle wee, my gedagtes is julle gedagtes. Psalm 2 sê die Here, die heersers op die aarde, en hy praat van die fisiese heersers en die demone, hulle conspire, hulle kloek saam teen die Here en teen sy gesalfde. En daar staan, hy moet in die hemel sit lag. Jy sou nou nie dink dat dit nie die regte ding is om te doen nie. So die Here sê, as jy in 'n noodsituasie is, baie keer moet jy 'n bietjie lag. Lag vir die vyand, lag vir die duiwel. Lag as hy jou beskuldig, lag vir hom. As hy jou dreig, as die duiwel jou dreig, wat moet jy doen? As jy openbaring het wie in jou is, en wie vir jou is, en vir wie jy 'n probleem oorgegee het, dan kan jy lag. Jy lag vir hom. Dis geestelike krag. Vers 10, want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal, en daar nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig, en maak dat dit voortbring. Jy sien, daai is 'n baie belangrike frase. Hy maak dat hy voortbring. Hy maak, as jy 'n middieland het, of 'n stuk grond en jy wil iets plant, dan moet jy hom maak voortbring. As jy hom net los, dan kom daar oliebome op, kankerroos en gras. En dit wil niemand hê. Ek moet dominion vat oor daai grond. Ek moet hom ploeg, ek moet hom dis, ek moet hom ek moet hom plant, ek moet die onkruiddoder gebruik, ek moet dominion vat. Hy maak dat hy voortbring. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal, en daarin nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring. So hierdie is nou, die aarde is jou hart, en die kondisie van jou hart bepaal jou oes. Dit het ons nou gesien in Markus 4. Hy sê, jy kan jou hart maak voortbring. Hoe? En uitspreek en saad gee en die saai en boet en so sal my woord wees, wat dit maak. Dis die woord wat jou hart kan sag maak. Dis die woord wat jou hart sal ploeg. Jy kan jou hart omploeg met die woord. Jy kan jou hart dis met die woord. Jy kan hom sag maak met die woord. Jy kan die woord as 'n tool gebruik. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkom, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Jy kan dieselfde ding sê. Jy's in sy beeld gemaak. Jy kan ook sê my woorde gaan uit en hierdie skuld wat my die gesig staar, sal sy knie buig. Skuld verwyder jou uit my lewe uit. Finansies kom in. Ek het gegee en die woord sê aan my sal gegee word. 'n Goeie maat, ingestamp tot oorlopends toe vol, sal die mense in my boesem gee. Dienende geeste, gaan uit, gaan haal my oes. Ek roep dit. Amen. Wat moet jy dan doen? Dan moet jy lag. En met vreugde sal jy uittrek. En met vrede gelei word. Die berge en die heuwels sal voor julle in gejubel uitbreek en al die bome van die veld hande klap. Dit beteken in sy wese sal die skepping respondeer op die woord van God. Want die skepping is geskep deur die woord van God. Alle dinge wat ons sien, het tot stand gekom. Nie uit sienlike dinge nie, maar uit onsienlike dinge, uit geestelike kragte. Dit is nie uit niks geskep nie. Dit is geskep uit iets wat jy nie kan sien nie. Dit is die woord van God. Hy het gesê, lig wees, en lig was. Nou gee hy vir jou as sy kind die voorreg om sy woord in jou mond te kan sit, en in jou hart te kan sit. Die bome sal hande klap, as jy begin praat. Amen. Ons moet 'n bietjie die bome laat hande klap, mense. Die skepping om ons sal bly wees, want hulle herken ons as die kinders van God. Hier is die seuns en dogters van God, wat nou praat. Hier word gepraat, hierdie ding is nie reg, hierdie is nie die seun nie. As iets nie die seun is nie, dan is dit nie reg. Dit moet die seun wees. Die seun is die wil van die Vader. Vir 'n doringboom sal 'n sipres opgaan, vir 'n distel 'n mirteboom. Dit sal vir die Here wees tot 'n naam, met 'n ewige teken wat nie uitgeroei sal word. Die vloek word verplaas deur die seën. So vreugde en vrede hou jou geloof op koers. Die doel van die woord is om voort te bring. Die doel van die woord in jou lewe is om voort te bring. Dis om die vloek wat daar is te verplaas met die seën. Galasiërs 1 vers 4. Hy het homself gegee. Nee, ekskuus. Dis 1 Petrus 2:24. Ons lees Galasiërs vers 4. Wat homself gegee het. Wat homself gegee het vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van ons God en Vader. So hier sien ons God se wil. As jy nie uitgered word uit die boosheid in hierdie wêreld nie, het God se wil nooit in jou lewe gebeur nie, al is jy wedergebore. Amen. Die wil van God is vir jou om uitgered te word uit elke vloek wat op die aarde gekom het. Die seun van Abraham, daar staan geskrywe, vervloek is elkeen wat aan die hout hang, dat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus. Galasiërs 3 vers 13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan die hout hang, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus. Nou gaan ons afsluit met Romeine 10. Gaan Romeine 10 toe, van vers 1 af. Broers, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding.
Want ek getuig van hulle dat hulle ywer vir God het, maar sonder kennis. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die geregtigheid van God nie onderwerp. So een van die groot oorsake van, as jy sê dat jy staan vir genesing in jou liggaam. Nou, die eerste openbaring wat jy moet kry is dat genesing God se wil is. Dit kan nie, jy kan nie aan twyfel nie, want hoe gaan jy geloof hê? Soos F.F. Boshoff gesê het, 5 begins with the will of God is known. So jy moet weet, jou hart moet weet, dis God se wil. En dan moet jy moet weet om te ontvang. En ek ontvang met die woorde van my mond en met my hart. Ja? Ons weet Markus 11 sê, wie vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Daarom as jy in die gebed na God gaan, glo dat jy ontvang en jy sal kry. So een van die beginsels van geloof is, ek moet ontvang voor ek kan kry. Jy moet genesing ontvang voor jy genesing kan kry. As jy nie genesing ontvang nie, kan jy genesing nie kry nie. Maar as jy genesing ontvang, wanneer jy bid, dan sal jy dit kry. Ek ontvang wanneer ek vra, nie wanneer ek sien nie. Dis geloof. Geloof ontvang wanneer hy vra, wanneer hy sien nie. Gaan kyk weer na Markus 11, is 'n belangrike beginsel. Nou as ek al daai goeders doen en daar's nog steeds iets wat krap. Ek sien net nie resultate. Wat is die moontlike oorsaak? Ongehoorsaamheid. Ek moet sê, Here, wys my. Ergens mis ek dit. En hy gaan vir jou wys. Ek het vir jou dit gesê en jy was ongehoorsaam. Dis nie dat die Here jou straf omdat jy ongehoorsaam is nie. Dis omdat jou ongehoorsaamheid maak die deur oop vir die Satan om te kon doen wat hy wil doen. Hierdie Israeliete het hulle nie onderwerp aan die woord nie. Hulle het nie onderwerp. Hy sê, hulle het nie omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, hulle eie geregtigheid wil oprig, het hulle aan die geregtigheid van God nie onderwerp. Ek moet my aan die woord onderwerp. Ek moet my ook onderwerp aan die gesag van die Here in my lewe stel. Onderwerp. As my pa vir my, as ek 'n kind is, my pa sê vir my doen dit, dan moet ek my onderwerp. Nou, ek kan nie sê ek onderwerp my, solank as ek saamstem. Ek kan eers sien of my onderwerp is ek nie saamstem. Ek kan sê, maar ek onderwerp my heeltemal aan my pa, maar behalwe as ek nie saamstem. Dis nie onderwerp nie. En onderwerp is dat ek nie saamstem, om die posisie te eer. Want in effek eer ek die Here. As ek die posisie eer ek die Here. En ek moet iemand wees wat maklik is. Die boek van Spreuke sê, 'n wyse man is maklik om reg te wys. Hy's oop vir teregwysing. 'n Dwaas is toe vir teregwysing. Die pastoor kom na jou toe en sê, hy wil ietsie vir jou sê. Jy moet dit en dit regkry in jou lewe. Nou, die Here het die pastoor daar gestel, in gesagsposisie om dit te doen. Dis die Here wat dit vir jou sê. Deur die pastoor. En wat in die helfte van die Christene? Hulle like dit niks nie. Maar as jy 'n wyse mens is, wat gaan jy doen? Jy gaan oop wees vir korreksie, kritiek. Ek het Stephen Scott, hy het 'n boek geskryf, How to Think Like a Billionaire of so. Hy het gesê, een van die groot lesse wat hy geleer het in sy lewe, wat hom getransformeer het van 'n ou wat dink hy sy 12de of 13de werk wat hy verloor het, tot 'n biljoenêr. Terwyl iemand het vir hom gesê, in die boek van Spreuke begin lees, dan sal hy 'n biljoenêr word. Dus hy het dit gedoen, dit hy. In elk geval, hy het actually gedoen en actually. As een van die wat Spreuke van hom geleer het was, as iemand jou kritiseer, hy sê, dit is nie altyd lekker. Dit voel soos wanneer daar iemand koue water in jou gesig gooi. Jou eerste reaksie is om baie kwaad te wees. Maar as jy mooi gaan kyk, is daar dalk spikkeltjies van goud tussen die sand en die seewater gewees. En dalk is daar ietsie van die kritiek is dalk glad nie heeltemal akkuraat nie, maar dalk is daar ietsie in die kritiek wat jy iets uit kan leer. Hy het sy attitude so verander dat hy het byvoorbeeld 'n advertensie geskryf vir 'n sekere produk wat hulle geadverteer het. Hy het gedink hierdie is die mooiste en die beste advertensie wat enige mens in die wêreld ooit geskryf het. En toe as dat die ou toe gaan vir wie hy het voor en sê van nie goed genoeg. Maar sy veer het ons begin regop staan. Nie goed genoeg. En hy sê daar's nie 'n hoek nie. Hy sê 'n hoek. Sê die ou sê jy 10 sekondes om jou se aandag te kry. Hierdie ding kry nie my aandag. En hy toe in plaas van dat hy nou kwaad raak en wegloop en sê maar hierdie mense waardeer nie my werk nie. Ek het ure ingesit hiervoor en nou sê hulle is nie goed genoeg nie. En ek is nie goed genoeg nie en die wêreld is nie goed genoeg nie. En niemand is goed, né? Hy het nie dit gedoen nie. Hy het die kritiek aanvaar en terug gaan die advertensie oorgeskryf en 'n hoek gemaak. En toe hy terugkom sê hy, dis hy. En daai spesifieke produk het miljoene dollars se revenue vir die besigheid. Net omdat hy die kritiek kon hanteer. Onderwerp jou. Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Maar wat sê vers 8 sê, naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. Dis die woord van geloof wat ons verkondig. Mense, dis dit om op afsluit. Kom ons onderwerp ons aan God se woord. Kom ons vat hierdie woord, dit is ons anker, dis ons reddingsboei. Jy moet net party dele nie. Jy moet die hele woord vat. As die woord sê ek moet my ergens onderwerp op my. Ek doen wat die woord sê. As die woord sê ek moet my vader en moeder eer, dan eer ek my vader en my moeder. Amen. As die woord sê ek moet onderdanig wees, is ek onderdanig. Ek doen wat die woord sê. Ons elkeen eer die woord eerste. En die Here sit hierdie dinge in plek om ons te seën, omdat hy lief is vir ons. As ons doen wat hy gaan sê, gaan ons geweldige seën in ons lewens ervaar. Ons kan hom vertrou.
Hy is 'n goeie Vader. Hy's 'n goeie God. Hy wil die beste vir jou hê, maar hy gee vir jou hierdie geestelike beginsels om daar te kan uitkom. Moenie wees iemand wat maklik is om die woord te ontvang. Maklik om jou hart oop te maak. Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Is die woord van geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond Jesus as Here bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid. Dis jou eerste geskenk wat jy moet ontvang. Jy moet jouself onderwerp daaraan dat geregtigheid 'n geskenk is, nie 'n aksie of 'n werk nie. Dis 'n geskenk. Ek ontvang dit. Ek is nou. My onderwerping sê ek is nou die geregtigheid van God. Ek staan hierso as die geregtigheid van God. Ek staan volmaak voor. Al sê my vlees anders, al sê my gedagtes anders, al sê al die ander mense anders, ek onderwerp my die woord. Ek is die geregtigheid van God. En met die mond spreek ek tot redding. Ek maak my mond oop en ek praat met dinge. Ek praat met my lyf, ek praat met my beursie, ek praat met my huwelik, ek praat met my kinders, ek praat met my omstandighede. Ek praat met die weer. Amen. Ek praat met die vliegtyg. Ek praat met dinge. Ek oefen dit elke dag. Ek praat. Ek oefen om te praat. Ek is 'n prater. Maak my mond oop en ek spreek die woord. Dis 'n oorlog van woorde en 'n oorlog van gedagtes. En ek antwoord elke gedagte, elke negatiewe gedagte, elke iets wat teen die seën is, antwoord ek. Ek sê, jy kom nie in my lewe in. Ek weier jou. Amen. Tekort, jy's nie welkom hier nie. In my life, there is abundance in my life. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader, dankie vir die kosbare woord. Ek bid dat hierdie woord vandag volle diepte sal bereik in elkeen van ons se geesmens. Dat dit volle vrug sal voortdra. Dat ons elkeen gevul sal wees met geestelike insig, met geestelike wysheid. Dat ons in liefde sal bly, in vreugde, in vrede. Gee ons openbaring oor elkeen van hierdie kragte, sodat ons aksie kan sit daarin. Dankie vir die groot liefde vir elkeen van ons. In Jesus naam. Amen. Halleluja.